terug by Father's Heart Kids. Ek is net so excited dat julle vandag hier is, want vandag praat ons oor iets wat baie mense al oor gewonder het. Maar nie almal vra daaroor nie. Julle sien, hoeveel keer het julle nou al gehoor, Jesus het uit die dood uit opgestaan, of Jesus leef? Maar hier is die groot vraag, as Jesus leef, waar is hy nou? Het enige een van julle al ooit hierdie gewonder? En het enige een van julle al ooit gewonder of Jesus nou hier op aarde rondloop? En as hy doen, kan ons vir hom gaan kuier. Nou julle, hierdie is alles geldige vrae en vandag gaan ons kyk wat die antwoorde op hierdie vrae is. Maar voor ons begin, kom ons bid gou eers. Dankie, liewe Jesus, dat U leef en omdat U leef, kan ons hoop hê. Dankie dat U ons lief het en dat U ons nooit verlaat het nie. Help ons asseblief om U woord vandag te verstaan en help ons om die antwoorde op hierdie belangrike vrae wat ons het te vind. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê, Amen. Awesome julle. Nou, voor ons hierdie vraag gaan beantwoord, wil ek hê, ons moet eers gou 'n bietjie opstaan en Jesus saam met mekaar aanbid. Nou, onthou nou, om te aanbid is nie net om te sing nie en ons aanbid ook nie net omdat Jesus 'n baie mooi storie is nie. Ons aanbid Jesus omdat hy reël is en omdat hy lewe julle. So kom ons sing en celebrate ons lewende koning. I know the plans I have for you, declares the Lord. Oh, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Oh, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope, hope and the future, plans to prosper you and not to harm. The storm, you remain in control, and in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. When my hopes and dreams are far from me and I'm running out of faith, I see the future, I picture, slowly fade away. And when the tears of pain and heartache are falling down my face, I find my peace in Jesus' name. In the eye of the storm, you remain in control, and in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn.
surrounds me in the eye of the storm. Wow, julle, love julle dit nie net om vir Jesus te sing en dans nie? Ek weet ek doen. Nou, kom ons kyk nou na ons groot vraag van vandag. As Jesus leef, waar is hy nou? Nou, soos julle weet, Jesus het ons nou aan die kruis dood gegaan en hy het weer opgestaan en die graf is leeg. En soos party van julle dalk mag weet, Jesus het vir sy disippels gesê dat hy hulle nooit sal verlaat nie en dat hy altyd by hulle sal wees. Maar wat het gebeur nou na Jesus se opstanding? Het hy nou hierdie belofte aan hulle nagekom? Wel julle, die Bybel vertel ons dat Jesus vir 40 dae na sy opstanding tyd saam met sy disippels spandeer het en hy het hulle op interessante maniere ontmoet en hy het hulle amazing dinge geleer en hy het selfs ewen 'n ete saam met hulle gehad. Maar toe die 40 dae nou verby was, het iets gebeur. Jesus het terug hemel toe gegaan. En nou het ons 'n groot probleem. Want het Jesus nie vir sy disippels gesê dat hy hulle nooit sal verlaat nie en dat hy altyd by hulle sal wees nie? So, het Jesus nou eintlik weggegaan of het hy nou gebly? Wel julle, die antwoord is beautiful. Jesus het wel hemel toe gegaan, maar hy het ons en hulle nie alleen gelos nie. Julle sien, voor Jesus terug hemel toe gegaan het, het hy nog 'n belofte gemaak. Jesus het vir sy disippels gesê dat hy vir hulle 'n helper gaan stuur en dat die helper hulle krag sal gee en hulle sal vertroos en dat hy by hulle sal wees. Nou vir die van julle wat nie weet nie, die helper waarvan Jesus gepraat het, is die Heilige Gees. Nou miskien wonder julle dalk, maar hoekom kon Jesus nie net bly nie? Hoekom moes hy nou iemand anders stuur? Wel julle, hier is die ding. Mens kry God die Vader, God die Seun, wat ons nou Jesus is, en God die Heilige Gees. Nou al drie van hulle is God. Nie 3 verskillende gode of 3 dele van God nie. Hulle is almal een God, maar 3 persone. OK, nou bly by my. Omdat God die Heilige Gees vir ons gestuur het toe Jesus hemel toe gegaan het, is God eintlik heeltyd by ons. So, Jesus het nie sy belofte gebreek toe hy dit gesê het nie. En julle, dit word eintlik net beter. Wanneer ons Jesus as ons Here en Verlosser aanvaar, is die Heilige Gees nie net met ons nie, julle. Hy kom dan en hy woon binne in ons. En hierdie is regtig belangrik. Want julle sien, terwyl Jesus hier op aarde was Jesus die een wat wonderwerke gedoen het. Hy was die een wat duisende gevoer het en siekes genees het, terwyl sy disippels net gekyk het. Maar, omdat Jesus hemel toe gegaan het en die Heilige Gees in sy plek toe nou gestuur was, kan ons nou ook die dinge doen wat Jesus gedoen het. So julle sien, dit is eintlik vir ons voordeel dat Jesus hemel toe gegaan het, want nou het ons die Heilige Gees binne ons. Nou, om julle te help hierdie beter te verstaan, het ek ietsie saam met my gebring wat ek vir julle wil wys. Tadaa! Wie kan vir my sê wat hierdie is? Ja, dit is 'n lamp. Nou, sê vir my, wat is 'n lamp veronderstel om te doen? Ja, dis reg, dit moet mos nou lig maak, sodat ons kan sien. En doen hierdie lamp dit nou op hierdie oomblik? Nee, so hoe maak ons dit reg? Ja, deur om dit in te prop. Julle sien, hierdie lamp het mos nou 'n doel, maar as dit nie ingeprop is nie, kan dit nie doen waarvoor dit gemaak is nie. En julle, ons as mense is eintlik baie soos hierdie lamp. Ons almal het 'n doel in die lewe, maar as ons nie in Jesus ingeprop is nie, en ons het nie die Heilige Gees nie, kan ons nie ons doel vervul nie.
Nou ja, ons mag dalk nog steeds lyk soos almal anders, selfs al het ons nie Jesus nie. Net soos hierdie lamp nog steeds lyk soos 'n lamp, maar hy werk nie. So, kom ek wys julle wat gebeur wanneer mense nou hulle lewens vir Jesus gee. Daar sê julle, hulle is nou aan krag gekoppel, omdat die Heilige Gees nou binne in hulle woon. Ok, so nou, ons lampie is nou gekoppel, en daar is nou krag wat daar is, maar hy is nou nog steeds af. Hoekom dink julle kan dit wees? Want hy is definitief ingeprop, julle. Ja, julle, dis want hy is nog nie aangesit nie. Julle sien baie Christene aanvaar Jesus, maar hulle laat nie toe dat God deur hulle werk nie. So, al woon die Heilige Gees nou binne in hulle en daar is krag, hulle gebruik dit nie. Hulle laat nie toe dat God deur hulle werk nie. En ongelukkig is baie Christene so. Hulle is ingeprop, maar hulle is afgesit. Hulle glo in Jesus, maar hulle bid nie, hulle luister nie vir God nie, en hulle is net nie gehoorsaam nie. So, God se krag is daar, maar hulle skyn nie hulle liggies nie. Nou, kom ons sit gou die lig aan. Kai, nou vertel my, wat het nou net gebeur? Ja, die lamp skyn nou en hy maak nou mooi lig. En hoekom is dit? Ja, julle, want hy is nou ingeprop en aangesit. Julle sien, dit is wat gebeur wanneer jy Jesus aanneem en jy begin nou bid en jy's gehoorsaam in sy woord en jy laat hom toe om deur jou te werk sodat jy kan doen wat God jou gemaak het om te doen. Julle sien, Jesus het ons geroep om dieselfde dinge te doen as wat hy hier op aarde gedoen het. So, met ander woorde, ons moet bid vir die siekes, sodat hulle kan gesond word. Maar hier is die ding, om dit te kan doen en hierdie doel uit te leef en hierdie skynende lig vir Jesus te wees, moet die Heilige Gees binne in ons wees en ons moet hom toelaat om deur ons te werk. So, kom ek sit nou gou die lampie af en ek per hom. Nou, julle in 'n nutshell. Waar is Jesus nou? Hy is in die hemel. Het Jesus sy belofte gebreek en ons alleen gelos? Glad nie, julle, want hy het vir ons die Heilige Gees gegee. En vir die van julle wat kyk wat Jesus as julle Here en Verlosser aangeneem het, die Heilige Gees is nie net met julle nie, maar hy woon binne in julle en hy gee julle krag om amazing dinge vir God te doen. Nou, vir die van julle wat Jesus nou nog nie as julle Here en Verlosser aangeneem het nie, maar julle wil dit graag doen, dan wil ek julle aanmoedig om asseblief laasweek se les te gaan kyk met die naam Hoekom moes Jesus doodgaan? Want in daai les het ons gesels daaroor en ons lei julle na die Here toe en ons help julle om julle hartjies vir Jesus te gee. Nou, met dit alles gesê, julle, ek hoop julle weet nou waar Jesus is en hoekom hy moes weggaan, maar ook hoekom ons nooit alleen is nie. Nou, wees gereed om te sien wat se craft ons gaan maak, om te onthou wat ons sopas geleer het. Ek weet ek is, so let's go.
Wow julle, wat 'n fun craft. Ek kan nie wag dat julle nou julle sin maak nie. En ek hoop julle gaan hom nou download en om dit te download julle, moet julle eenvoudig na die beskrywing van vandag se video gaan en op die blou link klik waar dit sê hier is vandag se craft link. Nou, sodra julle klaar is met julle craft, deel dit asseblief met ons deur na ons Facebook page Fathers.Kids toe te gaan en 'n foto van julle craft in die comment section van ons craft post te los. Nou voor ons afsluit julle, gaan ons eers nog 'n liedjie saam met mekaar sing. Is julle gereed? Awesome, let's go. Wow julle, wat 'n fun liedjie en wat 'n amazing les. Ek hoop julle het nou die antwoorde waarna julle gesoek het. Kom ons maak nou gou ons oë toe sodat ons ons les kan afsluit met gebed. Here Jesus, dankie dat U leef. Dankie dat U ons nie alleen gelos het nie en dat ons nou die Heilige Gees het. Help ons asseblief om Christene te wees wat nie net ingeprop is nie, maar help ons om Christene te wees wat ingeprop is, aangesit is, sodat ons liggies vir U kan skyn waar ook al ons gaan. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê Amen. So okay julle, dis ons les vir vandag. Baie dankie dat julle my gejoin het. Onthou, Jesus leef. Die Heilige Gees is met julle en sy krag is in julle. Sien julle volgende week. Bye!